This is temporary. That is it. So why should the focus be on the here and now? The option whether you accept a gift or not. Yes. Goeiemôre almal, welkom hier by ons by CBS TV se ateljee in Hartenbos. Ons is vandag spesiaal bevoorreg om verleraar Gert van Rensburg hier te hê. En ons het 'n onderwerp wat op die voorgrond is op hierdie stadium van die geveg, wat handel oor die geheime wegraping. Nou, buite in die veld is daar 'n duidelike roeping of 'n voorspelling wat die mense sê dit gebeur die 23ste September. Nou vandag is dit die 16de September, so ons gaan nie vandag al vir julle kan sê dit het nie gebeur nie, maar deur middel van alles wat ons vir julle voorberei het en wat ons vir julle gaan aanbied, gaan ons julle heel moontlik uit die Bybel uit kan oortuig dat ons die 24ste September weer so 'n program sal kan hê en kan wys en sê, maar dit is wat gebeur het. Dis waar dit regtig fout gegaan het. Ek gaan sê goeiemôre leraar, baie welkom by ons. Baie dankie. Goeiemôre Reine. Goeiemôre Philip, hoe gaan dit? Beter as gister, nog nie so goed soos môre nie. Leraar, kan ek vir u vra om vir ons te open met 'n gebed? Ja, kom ons bid saam. Dierbare Here, baie dankie vir hierdie voorreg wat ons het om u woord te vergader. Hierdie is 'n belangrike onderwerp. Dis 'n onderwerp wat die wêreld gaande het. En daarom vra ons, Here, waar ons graag op u woord staan en wil deel verse wat u vir ons gee, om ons rigting te gee en ons te beskerm, soos wat u disippels gewaarsku het, pas op, dat julle nie mislei word nie. So vra ons, stuur u Gees vandag, dat ons hierdie woorde sal deel, wat in die woord voorkom in die skrif, en dat dit ons harte sal opkikker, en ons met nuwe moed sal laat vorentoe kyk na daardie spoedige dag, wat dit gaan aanbreek wanneer u gaan kom. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie leraar. Soos ek nou reeds vir die kykers gesê waaroor ons program gaan, en ons het nou al baie gesels daaroor, en ek weet nie, sometimes you are preaching to the converted. En party dinge is moeilik, want dit mag dalk vir ons logies voorkom, want jy sien hier logiese, progressiewe vervulling van profesies, soos wat dit deur die Bybel gaan, soos Daniël 2, Daniël 7, Daniël 8, Daniël 9, Openbaring 13, Openbaring 14, waar ons onsself in tyd bevind. Maar om blaatant vooruit te gaan, en so wat hulle nou sê, en ons het groot name in die teologiese agtergrond, wat heiliglik sê, die 23ste September is daar 'n geheime wegraping. Nou, ek kon tot dusver nog nie uit die Bybel uit 'n geheime wegraping spesifiek kry nie. Kyk, daar word verwys daarna. Ja, daar word verwys, maar dis nie wat daar staan nie. Weet, dit word verkeerd aangepas, en leraar kan vir ons uitbrei, vir ons sê, Wat gewoonlik gebeur, wat ek in my studie opgetel het, is die feit dat of 'n vers word halfpad aangehaal, of hy word totaal uit konteks uitgebreek. So dit is belangrik om regtig, as 'n vers gegee word, om op te volg met die skrif. En ek kan net dalk so, hoe sê hulle, so 'n hoekie uitgooi met 'n asie. In die seminar wat ek aanbied rondom hierdie onderwerp, is daar een spesifieke lesing met die naam Hot Potatoes. Nou jy weet mos wat maak 'n warm aardappel in die mond. En hot potato is bedoelende die verse wat nou jou mond brand. Dis nou, hierdie verse is dan altyd gebruik, maar dan gaan kyk ons lees die vers, en ons kyk waar word die verkeerde indruk geskep uit die vers uit. So daar's 'n hele paar vrae wat ek glo, as ons tot by daardie punt kan kom, as die tyd ons toelaat, dan kan ons daarna kyk, hoekom word hierdie vers gebruik, en waar word hy verkeerdelik toegepas. Ja, kyk, ons hoofdoel nou eintlik vandag is nou nie om hierso te sit en te sê, ons het al die antwoorde nie. Ons hoofdoel is nie om hier te sit en vir die mense te sê, daai mense is inherent verkeerd nie. Weet, so ons wil nie aanvallend wees of enigiets nie. My hoofdoel pertinent is om te wys waar ons die inligting kry,
en waar ons die toepassing daarvan afvat. Ja. Goed. Nou, in ons profeseë, soos wat dit uitgelees in die Bybel, kyk, 2 Petrus 3 sê vir ons, dit is nie vir mense eie uitleg nie. Dis nie jy wat dit self uit. Die Bybel in Here antwoord die Bybel homself. Nou, ons het 4 verskillende, ek sal eintlik sê 3 verskillende sienings, daar het 'n 4de een ingekom, maar daar's 3 pertinentes, wat jou historisme, leraar sê dit vir ons eintlik altyd so mooi, historisme, Peterisme, futurisme, en dispensasionalisme. Ja, die 4de een is eintlik idealisme, maar hy vergeestelik. Ja. En deur dit het dit nie baie grondvas gekry nie. Maar net om vir jou, hoekom die 3 terme? Historisisme is history. En history is eintlik his story. Ja. So die history, die gedeelte is die storie oor Jesus in die verloop van tyd. En historisisme is waar die aanslag teen die kerk, teen die Bybel, teen die profeseë in die Bybel, is die aanslag konstant deur die eeue tot by die einde. Dan het daar 'n konsep ontwikkel wat Reino ook van weet, en dit is futurisme. Futurisme gooi die hele konsep van die profetiese uitleg wat historisisties is, gooi dit in die toekoms in. So die aanslag van Antichrist word in die toekoms ingegooi. Die openbaarmaking daarvan. Preterisme is natuurlik die teenpool. Die is in die verlede. So dis geskiedenis. So hoekom moet ons bekommer daar? Dis geskiedenis. Maar futurisme is die een, dit kom nog miskien. En dis wat die groot aandag trek, veral nou met die datum van 23 September op die tafel. En dis nie die enigste nie, hierdie kom al van baie lank af, 75, The Late Great Planet Earth, is alles wat deel bygedra het om die mense se aandag te vestig op 'n sogenaamde geheime wegraping. Ja, kyk, dit is soos fisies, die Ou Testament en die Nuwe Testament. Daai, ek is nou hier in Matteus, so daai is Nuwe Testament, daai is Ou Testament. Maar as jy die Engels gebruik hierso, testimony, dis sy getuienis. Ja. Dis die getuienis van Jesus wat sou kom, die getuienis van Jesus wat gekom het. Absoluut. Dis die 2 testamente. Ons algemeen aanvaar testament, dis iets wat wanneer jy doodgaan. Correct. Christus is nie dood nie. Christus leef. Hy het nie 'n testament nodig soos wat ons testament ken vandag nie. Hy het 'n testimonie nodig. Weet, getuienis nodig. En dis wat ons almal op die einde van die dag is. Nou, so jy kan nie die een sonder die ander een hardloop nie. Ja, en as jy mense kyk na al hierdie futurisme en preterisme en al die goed, is dit eintlik met daai getuienis wat vir ons die leiding gaan gee, waar ons die waarheid gaan sien en 'n kognitiewe besluit kan maak. Ja, dit is nou in die hele oploop. Ek meen, ons kyk na Daniël 9. Daniël 9 is inherent wat hulle wil gebruik om amper jou futurisme in te trek. Haal hulle die Daniël 9 70 weke profesie heeltemal verkeerdelik uitmekaar uit. Nou ongelukkig kan ek sê hulle is verkeerd. Hoekom? Daniël was een van die wyse manne in Babylon gewees. Nou hy was die persoon wat Daniël 9 die profesie gepen het, en daar is 'n vertalingsfout in die Afrikaans, nê? Want hy sê aan die einde, dan sê hy, dit het hom lank gepla, maar niemand het dit gemerk nie. In die Engels staan daar, nobody understood. Met ander woorde, hy het dit met die ander bespreek. Wat vir ons kan sê, dat nadat hy die uitleg gekry het, het hy dit weer met hulle bespreek. En hoe weet ons dit? Want dit was wyse manne uit die ooste uit wat geweet het wanneer Christus gebore gaan word. En dis wyse manne wat uit die ooste uit gekom het om hulde te bring aan die koning wat gebore gaan word. Want hulle het Daniël 9 verstaan. Wat weet jou sekulêre Christendom vandag amper in die ortodokse Jode en hulle almal verwerp daai profesie. So hulle kan dit nie verstaan nie, hulle het dit misgevang. En ek wil vir julle sê, daar's vir my, dis waar ek 'n redelike probleem sien kom. Want die eerste koms van Christus het hulle hierdie koning wat
met vengeance kom en hulle verlos van slawerny, die juk verlig en 'n koninkryk kom oprig en al daai goed verwag. En hulle het die liefdevolle kant gekry. Hulle het die een wat alles met liefde gedoen het gekry. Hulle het dit verkeerd gehad. Vandag, wat verwag ons? Die hele wêreld praat van die liefdevolle Jesus. Liefdevolle Jesus. Nou Jesus is liefde, moet my nie verkeerd verstaan nie. Maar wanneer Jesus hier terugkom, is daai liefde het 'n ander vorm. Dan kom hy om vergelding te gee. Hy verlos die gehoorsaames. Maar die ongehoorsaames gaan nie 'n liefdevolle ontvangs hê nie. Die geskiedenis leer ons dat die meerderheid was nog nooit reg gewees nie. Ja. Maar as ons teruggaan en ons kyk na die skrif, selfs die skrifgeleerdes was verkeerd in Jesus se tyd. Daar was die verwagting, en hier is nie politiek nie, maar daar was die verwagting vanweë die politieke situasie, die Romeine wat geheers het oor die Jode en oor Jerusalem. Hulle het 'n koning gesoek wat die Romeinse juk sal breek. Hulle het 'n koning gesoek wat hulle volk, hulle nasionale identiteit sal herstel. En toe kom die lam van God op die toneel. En omdat dit nie ingepas het in hulle spesifieke verwysingsraamwerk nie, het hulle Jesus verwerp. Want die geestelike leiers het Jesus verwerp. En ons is besig om voor te berei, as ek sê voor te berei, om 'n slag wat voor ons lê, wat miskien dieselfde impak en effek kan hê. Want die wêreld wil vandag 'n Messias hê, wat op die aarde gaan stap, deur die goue poorte stap in Jerusalem, en wat dan die hele wêreld nou weer moet verenig onder 'n wêreldse ryk dan, met die Jode aan die bewind. So, dis weer 'n verwagting geskep. Maar danksy die woord van profesie, jy het net nou 'n gedeelte genoem van 2 Petrus 1, waar dit sê, ons het die profetiese woord wat vas is, waarop jy moet let soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, tot die dag aanbreek, en die môrester opgaan in jou hart. Terwyl jy veral dit moet weet, dat geen profesie 'n saak van eie uitleg is nie, maar gedrywe deur die Heilige Gees het die heilige manne van God gespreek. So die kern hier is, die profetiese woord is vas, want die profeet is die mondstuk van God. Amos 3 vers 7, die Here doen niks, alvorens hy sy raadsbesluit aan sy knegte die profete bekend gemaak het. Hier weet ons, dis 'n vaste woord, en ek mag dit nie my eie interpretasie gee nie. Met ander woorde, as ek enigstens afwyk van hoe die Bybel homself vertolk, dan breek ek daardie reël, want ek gee dit nou my eie interpretasie. Ja, beter kan niemand dit stel nie, dit is Bybels. Dis wat in hierdie woord staan. Ek meen, dit is waantoe ons gaan, en ek het vandag vir 'n persoon gesê, ek leef liewerste reg en is verkeerd, en het 'n lekker lewe gelei, as leef verkeerd en is verkeerd. So, help my reg, as ek verkeerd is, help my reg. Ja. Dis tog wat die doel is. Die skrif sê ons duidelik vir ons, dat 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot onderrigting, tot teregwysing, en dit is die hele doel, hoekom ons hier sit, waar ons die skrif gebruik, dat dit ons moet onderrig, en ons moet leer, want dis die hele doel, hoekom profete gestuur is, om, van die Emmausgangers, hier stap die Here na sy opstanding, saam met hulle, dis Lukas 24 se verhaal, waaroor praat julle? Is jy dan 'n vreemdeling hier in Jerusalem? En Jesus die Nasarener, wat is nou al die 3de dag, en wat ook, en Jesus begin, en hier is vers 27, en Jesus het begin om al die profesieë wat op hom betrekking het, aan hulle te verduidelik. Ja, die vers sê, Jesus het begin by Moses. Jesus het begin by Moses en die profete. En al die profete, en alles uitgehaal wat op hom betrekking was. En dit is nou, dis juist hoekom
om daarbij aan te sluit hoekom ek nou gegaan het na die vers, want ek wil hom spesifiek lees. Leraar het hom so te sê perfek aangehaal. Maar 'n mens moet partykeer na die fynskrif gaan. 2 Timoteus 3 vers 16 sê, die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging. So wat ons besig is om te doen, is weerlegging van wat op die voorgrond is vandag. Tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid. Nou, die hele skrif. Hierdie is Paulus wat dit skryf vir Timoteus. Hier, die hele skrif, het nog net die Ou Testament bestaan. Hy het nog nie 'n Nuwe Testament gehad nie. Korrek. So, daai vers dien 'n groter doel om vir jou te wys die Ou Testament is nog net so van krag soos wat jy kan hom nie weggooi nie. Jy kan nie, daar is nie 'n kwessie van daai is in die Ou Testament, omdat dit in die Ou Testament is, glo ons dit nie meer nie. Inteendeel, as 'n mens kyk na die Nuwe Testament, die grootste gedeelte van die tekste in die Nuwe Testament kom in die Ou Testament uit. Ja, Openbaring, 476 teksverse, 416 teksverse, 276 daarvan direk uit die Ou Testament uit. Wat eintlik nie 'n Ou Testament is nie, dis net die ou storie of die ou getuienis van Christus wat sou kom. Hy het reeds gekom en daar is 'n wegraping. Daar is 'n wegraping. Daar is net nie 'n geheime een nie. Dit gaan nie gebeur dat ons hier sit en woep, daar's leraar weg en ek sit en wonder wat gaan aan nie. Dit gaan nie 'n geheim wees nie. Derhalwe skram ek weg oor die gebruik van die woord wegraap. Ja. Want onmiddellik skep dit 'n reaksie in 'n persoon se gedagtes. En want alles wat vandag gepubliseer word. Ek het 'n redelik intense studie gedoen rondom hierdie onderwerp vanaf 1991. En soos die inligting stuk vir stuk gekom het, toe kom ek agter, maar die aanslag is so fyn, maar dit is pertinent. Dit moet die skrif se interpretasie laat twyfel. Dit moet 'n nuwe indruk skep of 'n interpretasie skep. Dit moet die wêreld deurgaan. En dis presies wat gebeur het. Is nou baie meer tegnies, maar as jy sien hoe dat nadat futurisme verskyn het, want dit is die een wat die groter dryfveer is. Nadat dit verskyn het, hoe dit deur die Niagara-valle in Amerika versprei is, 6 besoeke wat gebring is sodat hulle hierdie inligting, en daar is 'n dokument en ek wil graag vir die kykers uitnooi, skryf gerus of stuur 'n boodskap vir Philip hulle hier en vra vir hulle om met u te deel die artikel die futuristiese interpretasie van die anti-kris. Dis ook beskikbaar in Engels, die oorspronklik, en dis waar ek begin het in 91 toe ek die artikel kry. Daar het my ondersoek begin. En 2001 skielik het met die val van die 2 torings het almal net gepraat oor wegraping. Maar ook het ons teruggekom en ons het letterlik die wederkoms vergelyk met die wegraping. Is dit een aspek, is daar 2, en dis hoekom ek besluit het nee, ek werk net met die woord wederkoms, om nie die verwagting te skep wat geplant is deur die wêreld al. Net om nie daai verwagting te skep. Ja, kyk, die rede hoekom ek wegraping gebruik, is een slag vind met die mense, want die oomblik wat Christus kom op die wolke, gaan hy die gelowiges na hom toe vat. En dit is daai aspek wat hulle verkeerd verstaan. Dis daar wat hulle, hopelik ons, ek het nou gesê hulle, maar dis daar wat hy ons in die hemel, in die lig, saam met hom wegvoer. En dit gaan die sogenaamde acid test wees. Is Jesus die Messias wie nou verskyn? Want hy gaan nie op die aarde Hy gaan nie sy voete weer op die aarde sit nie. Hy gaan absoluut, ons gaan hom in die lig ontmoet. Ek moet sê, ons gaan die 13 Oktober tot die 24 Oktober spesiaal lesings aanbied rondom hierdie onderwerpe.
En dit is iets wat ons pertinent gaan behandel. Dit is behandel in ons vorige lesings en daar is, as julle gaan kyk in ons playlist op YouTube, is daar behandelings spesifiek oor die wederkoms en daardie. So dis net te veel inligting om in een slag Absoluut. aan te gee of aan te dui. Nou, as ons gaan kyk terug na die kernprofesie Daniël 9. Daniël 9, die 70 7-talle waar 62 7-talle 7 plus dan 62. ja, dus 7 plus 62 uitgesny is en dan is daar 'n week wat pertinent gewys het op Christus se eerste koms wat begin by sy salwing, basies dan sy diens, sy kruisiging vir ons presies uitwys en dan tot by Stefanus waar hy gestenig word. Nou, dit is reeds afgehandel. Dit het reeds gebeur. Daai het nie, nou, hoe hulle, dit gaan my verstand te bowe, en ek wil amper gaan, en ek wil sê, soos die geheime wegraping, dis iets wat ek aangehang het voor die tyd, terwyl ek nog 'n leek was. Ek was baie bang om dit te gaan probeer weer lê, want ek het nie presies geweet hoe nie. Ek het die Bybel beginne ken, ek het beginne studeer wat die profesie vir jou uiteensit, en eendag, toe sit ek nou, want nou uiteraard begin jy met vriende te praat, en hulle gee vir jou inligting, en jy gee vir hulle, en ek het al hulle DVD's gevat, en daar gesit, ek wou nie een kyk nie. En eendag toe besluit ek gaan moet begin sien wat hulle bysê. En ek het hom ingesit, en daai predikant gaan aan, ek sê ja, ek stem saam met dit, ek stem saam met dit, ek stem saam met wat jy daar sê, en toe sê hy, iewers staan geskrywe. Daai oomblik toe hy sê, iewers staan geskrywe, toe begin ek nou te soek na, hoorie, waar's daai iewers? Want nou, weet, die misleiding begin so naby aan die Bybel te hardloop, laat dit beginne snaaks lyk, en toe begin die gate, van daai oomblik wat daai persoon gesê het, iewers staan daar geskrywe, toe begin die gate, begin die Heilige Gees vir my die een punt na die ander uitwys. En toe kon ek die eerste keer 'n lesing aan mekaar sit, wat lynreg, wegraping teorie, 'n teorie maak. Terloops, die boeke oor die wegraping, en dit was nou nogal eintlik vir my snaaks, dat hulle in die fiksie afdelings van die biblioteke is. En fiksie is alles behalwe die waarheid. Alles behalwe die waarheid. Dis alles stories. Kan ek 'n oomblik daarop net net oor daardie 70ste week reageer, maar jy moet tog inlas oor die foto waar die boeke in die biblioteekrak is, en dan wys jy die kopkant. Ek is van plan. En dan as jy by die fiksie gedeelte, soos jy sê, English fiction, is ek bereid, is my vraag, om my geloof te vestig op fiksie. Want dis die besluit wat ek moet neem. As dit my inligtingsbron is, en ek vat hierdie huis toe, ek wil net graag 'n gedeelte ekstra byvoeg, of rondom die 70ste week, maar ook reageer op wat jy nou genoem het oor die fiksie. Net na die Twin Towers, en my studie toe nou intens begin het, deur 6-7 verskillende sprekers se seminare te ontleed, het ek na die biblioteek in Ladysmith gegaan, ek neem gou vir jou, en vir hulle gesê, mense, of het julle van die boeke hier? Ja. Ek nou, kyk nou hierdie foto, né? Hulle vat my na die boeke toe, en ek stap in en ek besef, toe ek om die rak stap, my oog vang iets, en hier is die boeke, daar het soos van hulle al vertaal, en ek stap terug, en ek gaan jaag eers huis toe, haal my kamera, neem die foto, en ek stap net so terug na die kopkant, en ek neem die foto, English fiction. En ek wil die dag, as kyker, gaan na die biblioteek, wat naast aan u is, dit is 'n publieke biblioteek, gaan kyk, vra vir hulle, waar kan ek die boeke kry? Gaan kyk, wat is daar? En dit was die een groot ontdekking, dis fiksie. Nou gaan ek vir jou aanhaal uit geheue,
Time Magazine het die twee skrywers van die Left Behind reeks, Tim LaHaye en Jerry Jenkins, vereer deur die volgende woorde. Jerry Jenkins en Tim LaHaye is doing for Christian fiction what Gresham did for courtroom thrillers. So Gresham het die hele TV-wêreld met die courtroom, alles wat in, hoeveel programme vandag gaan net oor die, dis hof, en ons leer ons word naderhand professionele amateur hier so uit al die programme wat ons sien. En sodoende gee dit vir jou nou die indruk dat dit moet waarheid wees. So terloops, hier is nou een van daai hot potato vrae. As jy sou weggeraap word, hoekom spandeer jy miljoene dollars aan 'n stel boeke, blockbuster status, om te skryf oor iets wat niks met jou te doen het nie? Jy's weg. Want dis waar Left Behind gaan. Hulle weet deur die verdrukking van 7 jaar, en dis hoekom ek met Daniël 9 vir jou daai gedeelte wil doen. Hulle wat daardeur gaan, almal is dan weg. Hierdie wat agterbly, hier's julle klomp inligting. Maar tog is daar 'n bekering, want daar's 'n tribulation force, daar's die wat assassins, daar's die mark wat die merk moet kry. Maar die punt is, hoe kan jy bekeerlinge kry? Want die algemene indruk met die wegraping is dat wanneer dit plaasvind, word die Heilige Gees saam weggeraap. Nou wat bly oor om oortuiging te bring vir die wat agterbly, as daar nie Heilige Gees is nie? So dis deel van die verwarring. Nou hier het ek met 'n baie groot vriend later aan vers 27 van Daniël 9. En dis die laaste, jy het gepraat van die 7 weke, dis toe die Jerusalem herbou is, en dan die 62 weke sal hy bewoon word tot op die gesalfde. Ek hou nou net kort aan, ek het nie tyd keer dat ons elke vers volledig lees. Maar die punt, tot op die gesalfde met 'n hoofletter, is verwysing na Jesus. Dis korrek. Nou wanneer was Jesus erken as die gesalfde? Wanneer het hy sy messiaskap opgeneem? By die doop. By sy doop. Ja. Toe die Heilige Gees neerdal in die vorm van 'n duif, en die stem sê, hierdie is my geliefde seun in wie ek welbehaag. So, as ons dan sê 7 plus 62, dan is die jaar van sy doop, wat die jaar 27 na Christus was, is dan die baken vir die laaste 7 jaar. Dis korrek. Van 7 plus 62, daar bly 1 oor, dis die 70ste week. Nou kom ek lees vir u Daniël 9 vers 27. En hy sal 1 week lank met baie 'n sterk verbond sluit. En net daar onderbreek my vriend my. Gesalfde is geskryf met 'n hoofletter. Hy in vers 27 is geskryf met 'n klein letter. Dit kan nie na Jesus verwys nie. Met ander woorde, hy soek motivering dat hy wie 'n sterk verbond gaan sluit, is die onlogiese afsny van die 70ste week en wat 2000 jaar aangeskuif is na die einde van die aarde se geskiedenis, en daai huis verwys na die anti-kris. Maar dit is totaal teen Hebreëse skryfstyl. Want hier het ons die heeltyd word gepraat, Daniël 9 begin vers 1, 2 en 3. Ek het gemerk dat die 70 jaar wat Jeremia van praat, is voltooi. Ja. Toe gaan bely die sondes, sy sondes en die van sy volk. En van vers 21 af kom die engel en sê, Daniël, jy's 'n geliefde man. Ek is gestuur om jou te laat verstaan. Kyk, ek moet sê, Daniël is vir my seker een van die grootste voorbeelde van 'n goddelike mens wat 'n mens kan kry. Want ek meen, ek kan nie in die Bybel myself vereenselwig of indink dat daai man sonde gehad het nie. Behalwe vir die Bybel wat sê dat almal het gesondig en ontbreek aan die geregtigheid van God. Het hy selfs in die manier wat hy geleef het, homself as 'n sondaar gesien. En hoe vinnig as ons as mense om te dadelik te dink, maar ek doen eintlik dinge reg. Weet, ek doen eintlik dinge reg. Dat hy self vir homself gebid het. Wat ooglopend was in Daniël 2. Daniël 2, toe die wyse manne om die lewe moes gebring geword het, kon hy net so maklik gesê het, maak hulle dood. Wie is ons? Ons weet.
hy tot hulle lewens laat spaar. Korrek. Daai is 'n voorbeeld wat ons moet navolg. Ja. Daai is eintlik wat dis seker vir my die beste voorbeeld wat daar is. Nou om daai aspek wat daar ingaan, want soos leraar reg gesê het, kyk, om 'n hoofletter, die wangebruik van 'n hoofletter as 'n teologiese agtergrond te wil gebruik, dra ongelukkig nie gewig nie. Dit pas nie in by die feit dat die wyse manne uit daar Babylon uit besef het wanneer dit gebeur, daartoe gegaan het. Waar die misleiding inkom is op Matteus 24:15, waar Jesus vir hulle sê, wanneer julle die gruwel waarvan die profeet Daniël gepraat het, in die heiligdom sien, dan moet jy oplet. Wat 'n verwysing was na die jaar 70 na Christus en die vernietiging van die tempel, waar Christus voor dit in Matteus 24, en julle sal nou verstaan hoekom ek uit hierdie rigting uitkom, voor dit vir hulle gesê het, kyk, ek los julle huis. Die Engels sê dit vir die beste, I leave your house desolate. So, hulle wil hierdie hele profesie dan nou futuristies gaan sit, met die herbouing van 'n tempel, dat die tempel weer gebou moet word, want nou moet daar weer 'n persoon in daai tempel kan gaan staan, dat die mense kan gaan oplet. Maar dit is nie wat gebeur. Daai is profesie wat reeds gebeur het. Daar sou het Christus vir die mense gesê, as julle hulle sien, en ons weet uit geskiedenis uit, die Romeine het Israel omsingel, hulle het hulle eers omsingel, en daar lê iets daarin, en toe het hulle weggetrek, en weer omsingel, en en die derde keer toe hulle instap, is dit verby, toe vernietig hulle Jerusalem. En die wat nie hierdie waarskuwing gevat het, Matteus 24:15, om op te let en pad te gee nie, hulle het die wreedste dode gesterf. Ja. Ek wil net vra dat Reino lees vir ons Daniël 9 vers 27. Ek wil dit graag nou in konteks plaas, ook vir ons kykers. Ons gaan praat oor die wantoepassing daarvan, die onlogiese afsny, want onthou dis 'n tydprofesie, dis 70 weke, is oor jou my volk afgesny. Ja. En nou mag ek nie gaan om met my eie interpretasie gee, deur die 70ste week af te sny en 2000 jaar aan te skuif nie. Ja, dit is ook interessant, dit is waar hulle met hierdie rooi kalwers en goeders, al daai goeders wat hulle nou inbring in die samelewing, dit is waar. Maar onthou net, dat dit is afgesny van die 2300 aandes en môres. Hoofstuk 8, wat reeds plaasgevind het, wat vir jou sê, dis afgesny, dis in daai gedeelte, is spesifiek net op jou en jou volk. Ja. Dit is net vir my baie interessant as 'n mens kyk na hulle teologiese profesie wat hulle maak. Dit is eintlik 'n Joodse sienswyse, maar tog loop almal agter daai profesie aan, en almal neem dit aan as dit wat dit sien. Ekskuus dat ek jou onderbreek, voor jy nou lees. Ek wil net vir die kykers noem, wat jy nou genoem het, Reino, is waar die hele dokument, The Futuristic Interpretation of the Antichrist, wat my aandag gevestig het, hoe maklik kan 'n mens die skrif verdra. Ja. Want daar is 'n opsomming vanaf die 15de eeu, toe die proses in 1590 om meer spesifiek te wees, toe die boek Futurism verskyn het, tot in met die 18de eeu, en ons weet wat dit in die 18de eeu, dis waar die 2300 jaar profesie tot 'n einde kom. So Satan het dan in 1500s begin om sy aanslag op te stel, so as die teleurstelling gebeur, 1844 sien, jy kan nie historisisme glo nie, hier is die nuwe interpretasie vir Bybel, eindtyd gebeure. En dis hoe subtiel die aanslag gekom het. Maar kom ons ontleed vinnig, kom ons sit hom in sy konteks, hoe hy moet wees, Daniël 9 vers 27, ek mag jy dalk onderbreek soos jy. Dis reg. Vers 27 sê, en hy sal 1 week lank met baie en sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuel van gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde, en wat vasbesluit is, sal oor wat woes is uitgestort word. Nou, dis die finale oordeel, maar ek wil reageer oor die eerste paar sinsnedes. Hy sal 1 week, met ander woorde, ons ken die beginsel, die profetiese beginsel, dat 'n dag
in profesie is gelykstaande aan 'n jaar in ons telling. Dis maar, as jy spykerskrif leer, het jy 'n formule om dit te ontleed. As jy Bybelprofesie studeer, het jy 'n formule om dit te ontleed, en die Bybel verklaar homself. Dis die belangrikste punt. En sodoende, 1 week beteken 7 jaar. As ons onthou aan Nebukadneser, hoe lank was hy saam met die diere in die veld gewees? 7 jaar. Die Bybel sê, en 7 tydperke het oor hom gegaan. So hy was vir 7 jaar saam met die diere in die veld gewees. Wel, dis hier Jeremia, hier die profesie wat Ja. Daniël die 70 jaar in verballingskap, dit was 70 dae. Ja. So, So, hier nou het ons so waar begin hierdie 70ste week? Ons het reeds gesê, by die gesalfde. Dit was dan 27 na Christus. Maar dan sê dit hier, in die middel van die week sal hy Afgesny. spysoffer en, hy sal 'n sterk verbond hierdie hele week, 'n sterk verbond sluit. En hy sal in die middel van die week, wat sal hy gebeur? Slagoffer en spysoffer laat ophou. Nou, die korrekte historiese interpretasie vir hierdie vers sê dan, vanaf die doop gaan daar 7 jaar verloop, maar in die middel van hierdie 7 jaar gaan spysoffer en slagoffer ophou. Nou, die verkeerde interpretasie, as dit geskuif word na die einde van die wêreld se geskiedenis, is waar hulle dan dit toepas op die anti-kris, wat dan nou die spysoffer en die slagoffer moet laat ophou, want dit is nou met 'n klein letter geskryf. Maar kom ons kom terug na die konteks, waar dit die hele hoofstuk gaan oor die Messias se koms, die voorafgaande verse. So, daai laaste 7 jaar is die fokuspunt Jesus, die Messias wat sou kom. En interessant, die Here se Gees het gelei, Daniël het geleef 600 voor Christus. Dit was daar. Hulle moes dit net lees, toelaat dat die Gees hulle lei, maar nasionalisme het oorgeneem. Klink dit bekend vandag? Christian nationalism is besig om se houvas te kry, en as Amerika hoes, het die wêreld verkoue. ja, So dan gaan ons dit kry, en dan gaan ons staan teen meerderheid. Maar die skrif was nog altyd reg. ja die skrif, die uitleg, ek meen, Ja. die anti-Christ, Christus, is in die plek van Christus. Korrek. Nou Johannes, wat ons weet saam met Jesus geleef het, 1 Johannes 4 vers 3 sê hy, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. En dit is die gees van die anti-Christ, waarvan julle gehoor het dat hy kom, en hy is nou al in die wêreld. Ja. So die anti-Christ was toe al in die wêreld. Maar die anti-Christ, vir die anti-Christ om staande te wees, van daai tyd tot nou toe, maak dit nie 'n persoon nie. Korrek. Dit maak dit 'n sisteem. Korrek. Dis 'n instansie. Dis 'n in die plek van Christus. Want onthou, hierso is sê dit in die vers, laat Jesus nie gekom het nie. So hier is iets anders in sy plek. Dis nie antiterrorisme soos wat ons het, iets wat teen Christus is nie. in die Dis plek. iets wat in Christus se plek is. So, dis alternatiewe sienings. Dis En wat jy nou gelees het vir ons, Reino, so die 1 week weet ons dis 7 jaar, in die middel van die week, wat het gebeur toe spysoffer en slagoffer opgehou het? En dit was die kruisiging van Jesus. Sy dood en sy opstanding. Want die aand voor die dag voor sy inhegtenisneming, het hy die nagmaal ingestel. En hy sê, dis my liggaam vir julle gebreek, dis my bloed vir julle gestort. En so, toe hy hang aan die kruis die volgende dag en hy sê, dit is volbring, het hy reeds die nagmaal ingestel, om te sê, so gereeld as wat julle hiervan gebruik, doen dit tot my nagedagtenis. En so in die middel van die week het spysoffer en slagoffer opgehou. Maar wat het 3,5 jaar na dit gebeur? Dis wat geskiedenis ons leer, Handelinge hoofstuk 6, Handelinge hoofstuk 7. Saulus se bekering. En hier 2 goed gebeur. Saulus se bekering was die direkte gevolg van Stefanus se steniging. Want Saulus het die klere vasgehou van die wie Stefanus gestenig het. Hy het goed gekeer. Ja, hy het dit goed gekeer. En nou kom ons,
So hier is die gesalfde, die doop, hier is die kruisiging, hier is die steniging van Stefanus. Dan maak dit die 70 weke vol, en wat die Bybel sê, is oor jou, my volk, bepaal, afgesny. Maar gaan kyk wat het Stefanus gedoen. Stefanus het 'n pragtige uitlegging van Christus se lewe gegee, en hy het vir hulle laat verstaan, dis wie julle doodgemaak het. Dis wat julle verkeerd gedoen het. En hulle het dit in totaliteit, die boodskap verwerp en hom gestenig. Ja. Nou Paulus, wat Saulus was op daai stadium, het direk uit daai geval, het hy die wraak aangewakker om dit in totaliteit te vernietig. Hierdie sekte, sal 'n mens sê, of hierdie verkeerde siening, wat hy wou dit totaal vernietig, in die sin dat hy gedink het, hy doen dit vir God. Ja. Want onthou, hy het nie gegaan om dit uit te wis, omdat dit teenstrydig is, of hy wou dit vir God gedoen het. Hy was 'n ywerraar vir God. En toe het die Here vir hom geluister. En onthou, met sy ontmoeting met Christus, het hy reeds Christus in hom gehad, omdat sy ywer reeds daar was, om die suiwer teologie te hê. Dis hoekom sy oorskakeling eintlik, ek sal nie sê dit was maklik nie. Ek dink dit was, mense sal sê 'n bonatuurlike aanslag, of was dalk 'n bietjie van 'n harde hou. Baie van ons sal vandag sê, as jy so hard met 'n ou praat in teologie, gaan hy dit verwerp of so. Ek dink nie jy kan harder slaan as wat jy 'n ou gooi met genoeg lig dat hy blind is vir 'n paar dae nie. Dit so. Ek glo ook Paulus was in sy hart opreg oor wat hy geglo het en wat hy gedoen het. Ja, Ek weet, hy het net nodig gehad dat die Here hom net sy verstand ontsluit, dat hy net kan verstaan. Ja, dis die punt waarop ek gaan, ja. Dat hy het dit eintlik vir God gaan doen. Dit was nie vir homself nie, dit was nie eie gewin nie. In die waarheid noem hy dit later wat godlasterlik is. Jy weet, en noem hy dit as jy verkeerdelik optree in die naam van die Here en dink dat jy werk doen vir die Here. Ja, ja. Wel, dit is godslaster in watter opsig? Want die godlaster wat in die Bybel is, was toe Christus gesê het, weet die persoon se sonde is vergewe en hy laat hom gaan. Mense vra vir hom, hoe laster jy, laat jy jouself God maak om sonde te vergewe? So, dit is jouself God maak. En dit is die kerneienskap van die antichrist vandag. Is daai wat homself God maak. Daai wat hom vir homself besluit. En dis wanneer jy optree soos wat jy glo, God sal optree in hierdie geval. Dan maak jy jouself God. Nou, as ons net so klein bietjie kan begin opsom en dan net in die rigting, net alles weer bymekaar kan vat. Waar die leraar het vir ons die kaart gegee, wat die uiteensetting sit, waar die verskillende aspekte bymekaar uitgekom het en waar dit afgewyk het van die oorspronklike. En wat leraar tereg vir ons gesê het van die begin af is, en ons moet onthou, Satan het 6000 jaar ondervinding. En hy weet al wat gaan gebeur, want hy ken die Bybel net so goed soos ons. Inteendeel, hy ken die Bybel, hy ken die skrywer van die Bybel meer persoonlik in party aspekte as ons. So, hoekom daardie, as ek jou mag onderbreek, hoekom daardie een vir my so belangrik is, want die hele doel agter die verandering van die profesie, dit haal Jesus totaal uit die prentjie uit, en dit plaas die fokus op die antichrist. Maar kom ons kyk nou, ek sit hom op die skerm ook. Ja. So, die 70ste week, soos ek nou in die konteks dit vir jou of gewys het, bring ons na die punt waar hulle die 70ste week 2000 jaar skuif na die einde toe. En die einde word die 70ste jaar. Hoekom? Want daar's 'n groot fokus op die volk van God as die Jode. Maar die Bybel het vir ons gesê, is oor jou my volk bepaal. Toe hulle basies Jesus verwerp deur hom te kruisig, maar hulle aksie bevestig deur Stefanus te stenig. Jy sien? Daar het hulle as volk die voorreg om God se volk te wees, en dit mag vreemd klink vir vele wie dalk hierna kyk. Elke Jood is nog steeds
kan nog steeds tot bekering kom. Dis hoekom ons vandag messiaanse Jode het. En dis mense wat die evangelie aanneem. Ek is 'n, moet ek sê, messiaanse Afrikaner. Ek het Jesus aangeneem, bo tradisionele nasionalisme en ek het, my lewe het totaal verander. Maar nou om dit te skuif, daai 70ste week, die fokus van Jesus af te haal en dit op 'n entiteit te plaas, en dit word gesien basies, jy moet 'n krediet gee aan New Words for Witnessing, wie die seminar saamgestel het, en om te sê, dis 'n verwagte mal man van die stam van Dan. So uit die stam van Dan is waar die antichrist na vore gaan kom. So hulle is nog steeds getrou met hulle stamme, maar as hy van daar af gaan uitkom as 'n persoon, dit kan nie wees nie, Philip het dit genoem, want oor die jare, historisisme, jy moet 'n sisteem hê, want ek en jy leef 70, 80 jaar. En jy moet 'n sisteem hê wat spesifiek hierdie vir jou, of wat daai rol vervul. En dit is hoekom dit so passend is, want dan is daar nog steeds die hele konflik in die Midde-Ooste, wat is vanweë verwagtinge wat geskep is, dis God se volk, want God het mos vir Abraham gesê, ek gaan vir jou hierdie land gee, van die rivier tot daar, van die see tot die see, dis jou grondgebied. Maar nou hou hulle vas aan daardie belofte, maar hulle sien nie die Messias, wat hulle die wêreld moes voorberei, deur Daniël hoofstuk 9 nie. Hulle mis hom. Ja, dit is belangrik ook om te onthou dat toe die Here gesê het, jy weet, hy sal vir hulle woes gelaat, jy weet, hulle is as 'n volk verwerp om 'n spesifieke werk vir Christus te doen. En daai werk het die Here aan sy kerk gegee. Jy weet, hy het dit weggevat van 'n spesifieke volk af, maar dit beteken nie hy die mense van die volk verwerp nie. Korrek. Hulle die voorreg verbeur. Dieselfde met, jy het net nog genoem van die, het ek reg wat jy genoem het van die derde tempel? Ja. As ek 'n oomblik iets daaroor mag sê, daar's 'n verwagting, want as jy antichrist wil skep, wat die tempel moet ontreinig, dan moet jy 'n tempel hê. So nou is daar sprake, die tempel moet herbou word, dis op almal se lippe. En almal gaan bydra dat dit 'n tempel is wat vir almal op die aarde gaan passend wees. So, dis 'n ekumeniese omgewing, maar die punt is nie, die belangrike punt hier is, jy moet 'n tempel hê om 'n antichrist te kan hê. Maar ek wil eintlik vir jou skok om te sê die derde tempel is klaar gebou. Nou gaan jy my met vraagtekens kyk. Ja, ek weet van die ornamente en die Salomo se tempel, Herodes se tempel, en dan Hebreërs 8. Mag ek hom net vir jou lees? So net die eerste, Hebreërs 8 vers 1 en 2. Ons het 'n hoëpriester wat gaan sit het aan die regterhand van God die Vader, en 'n bedienaar is van die hemelse tempel, wat nie deur mense hande gemaak is nie. Mag ek net, leraar, kan ons daai net gou weer sê, want ek meen, daai is eintlik 'n tempel, maar daai tempel bestaan nog altyd. Ja. Want Moses is die voorbeeld gewys van wat daarbo is. So daar is nie 'n tempel wat daarin getel kan word nie. Maar ons het Salomo se tempel wat hy gebou het, toe sit met wat vernietig is met Babyloniese inval, wat Nehemia se tyd weer herbou is, en Herodes het hom weer herbou. Dis die derde keer. En dit is wat Jesegiel voorspel het, dit het klaar gebeur. En dit is die tempel waarby Jesus gesit het. Dis hoekom hy gesê het, gaan sê vir daai jakkals, toe hy verwys het na Herodes toe. Ek meen, want Herodes het 'n meer Romeinse politikus geword as Jood, maar waar Jesus vir hulle gesê het, ek los vir julle hele huis desolate. Ek los hom vir julle. Dis nie meer net voor dit, ek meen net daai week, die reiniging van die tempel, net voor dit, moenie my vader se huis rowerspelonk maak nie. Weet, my huis sal 'n huis van gebed genoem word. Dit is syne. En daar waar hy afgaan, Matteus 24, en uitkyk waar hulle hom vat om te kyk na die tempel en die pragt van hom,
sê hy vir hulle, julle huis, dis nie Julle meer, woes gelaat. julle het aardse dinge bo die Here gevat. Ek meen dit waaroor daai tempel gegaan het tussen hulle gesit en hulle het hom verwerp. Ja. Dit wat die Shekinah glory in die allerheiligste was daar by hulle. En dit is verwerp. Nou die tempel tereg, so wat die leraar nou sê, en maar wat Paulus sê dit vir ons baie beter in Korintiërs 3 vers 16 en 6 vers 19. Weet jy nie dat jou liggaam is nou die tempel van die Heilige Gees. So wat ons aan ons liggame doen nou op hierdie stadium van die kerk is waar ons Christus en God inbring. Ek wil altyd die dispensasies in die wêrelde vat, maar ons het nou futuristies, preterisme, ons raak aan hierdie onderwerpe. Maar hierdie onderwerpe is so breedvoerig dat ons omtrent 10 lesings per aspek kan gaan hê. En ek glo ons sal hierdie een verder vat. Ek meen, ons is nou fisies uit tyd uit. Ons is heeltemal uit tyd uit en ek dink nie ons het naaste by eens by ons notas uitgekom nie. Hier is net te veel inligting. Ek wil vra dat julle dalk sal inskakel. Ons gaan hierdie in 'n opvolg nog verder vat en bietjie dieper delf. Maar wat ons probeer om te verhoed is om dit 'n lesing te maak oor die spesifieke onderwerp of een onderwerp, want ons het in Oktober maand lesings wat presies spesifiek oor hierdie sal gaan. Maar as my grootste hoop van so 'n program verwesenlik kan wees, sal dit wees dat ons by julle kan daai saadjie kan plant. Soos Christus toe hy met die Emmausgangers gepraat het in Lukas 24, toe hulle terugstaan, hy hulle homself aan hulle openbaar en hulle vir mekaar gesê het, was ons harte nie brandend nie. Amen. Is my hoop en my wens dat ons julle harte brandend kan maak om self hierdie ook te wil vat en te ondersoek en te kan begin kyk en sien, soos wat ons lees in Handelinge, die mense van Berea was edelmoediger, hulle het daagliks die skrifte ondersoek om te sien of dit wat Paulus hulle sê waar was. So moenie ons woorde vat nie. Vat Bybel, vat die lesingsstudiemateriaal. Ek sal weer eens verwysings insit, maar vat die studiemateriaal en vat die Bybel en begin net, as hulle vir jou 'n vers aanhaal om te sê, dit wys na 'n wegraping, gaan lees net vir 'n slag daai vers. Lees die een voor hom, die een na hom, trek die konteks vir die hoofstuk uit. Julle sal baie vinnig agterkom, dit wat voorgehou word, is nie wat in die skrif staan nie. Reiner, sal jy vir ons afsluit? Ek sal gemaak. Kom ons sluit ons so. Ons dierbare Here, ons het in redelik baie onderwerpe en idees geraak, Here, en ons vra Here dat U kykers sal seën en sal help, Here, om die skrifte te studeer, dat julle verstande sal open, Here, en dat hulle tot die boodskap kom wat U in die woord vir elkeen van ons het. Seën ook verder hierdie program, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen.